en ons ontvang van die Vader se liefde. Dat is nie al. Paulus sê, ons ontvang ook hoop. Hoop. Dan vanoggend dit te kry. Wat is hoop? Want baie mense vergeet. Ons het ontvang hoop. Omdat mense nie verstaan wat is hoop. Mense dink alleen aan ek is verlos, ek is gered. Ek wil wag dat Jesus weer terug. En ons vergeet dat ons het ontvang hoop. Maar vanoggend ek wil daaroor praat. Nou, hoop is die dinge wat vorentoe gaan gebeur. Dinge wat ek en julle vorentoe gaan ontvang, sal ontvang. Ons sien dit nie nou nie. Ons het dit nog nie ontvang nie. Maar vorentoe, ons sal dit ontvang. Verseker, sal dit ontvang. Nou, Paulus sê hier, daar's twee hoop. Een hoop is die dinge wat ons op hierdie aarde voortoe, voor ons sterf, sal ontvang. En die tweede hoop is die dinge wat ons sal ontvang wanneer Jesus terugkom. Of wat ons sal ontvang as ek of julle sterf voor Jesus terugkom en ons gaan die hemel toe. Ek wil eers praat oor die eerste hoop. Eerste hoop is die dinge wat ons sal ontvang hier op aarde. Julle onthou dat Jesus verkondig het, dat hy gekom het om lewe te gee. Oorvloed gee. Dat hy ons wil lei na groen weiveld. Dat hy wil gee alles wat ons nodig het. Dat Jesus sê, moenie bekommer oor wat julle gaan eet, aantrek of werk of wat. Nee, Jesus sê, hy sal sorg, hy sal gee. Dat Paulus skryf hy sê, ons moet trots wees. Trots en bly wees, dat ons so hoop ontvang. 'n Hoop beteken dinge wat God die Vader en Jesus Christus beloof het, voortoe sal gebeur, en ons voortoe sal ontvang. Verseker, al ervaar ek dit nie nou nie, al sien ek dit nie nou nie, voortoe, ek gaan dit sien, voortoe, ons gaan het ontvang. En Paulus noem daardie dinge die heerlikheid van God. Wat beteken al die wonderlike dinge wat ek en jy graag wil hê, wat goed is, wat reg is, wat vir my en vir jou 'n goeie lewe gee. Dat jou probleme weggaan. Dat jou sukkel weggaan. Dat jou omstandighede, wat swaar is en nie lekker is, weggaan. En beter omstandighede gee vir elkeen.
Paulus wil vir ons herinner word. As ons nou voel, ek moet oor, ek bekommerd, maar het gaan sleg met my. Ek sukkel, ek het probleme. Ek het baie dinge nodig, wat ek het nie. Sê Paulus, skryf hy hier, ons moet onthou, Jesus Christus het vir ons hoop. Ek wil 'n nuwe gewaar maak vir hoop. Want hoop is dinge, iets wat ek vorentoe gaan ontvang. Dis hoop. Maar die hoop, daar gaan ontvang. Want Paulus sê, dis nie iets wat miskien voortoe sal gebeur, iets wat ek miskien sal voortoe kry. Nee, Paulus skryf, hy sê, ons sal verseker dit voortoe ontvang. Dis hoop. Dus hoop, ek kan vaststel. Hoop, waarop ek vat, voordat ek vat, stel wat ek vat. Ek sien nie, maar ek vat. Ek kan vast daar aan daardie hoop. 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 Ek weet, die Here sal vir my vorentoe 'n beter lewe gee. Vorentoe vir my, vir jou, Here maak na 'n beter. Dat hy vorentoe omstandighede sal verander. Dit is 'n wonderlike hoop. Dit is wonderlik. En daarom sê Paulus, ek het trots wees, bly daaroor. Dat baie Christene word gewees. So erg, hulle begin om te sê, los vir God. Ek gee nie om nie. Dis nie waar nie. Ons moet weet, Jesus het vir ons en wil vir ons hoop gee. Dat ek en jy kan weet, die beste kom, die beste is voor. Ek moet hom vertrou. Ek moet luister hom. Ek moet hom volg. Dat sal hy vir jou daardie gee voor. Ek het baie keer die Here staan al daar wag. Wanneer kom jy? Maar moes jy afgebruik weggeloop. Verkeerde pad geloop. En Jesus, wanneer kom jy? Wil jy weggeloop? En daarom, die boodskap is altyd, kom terug. Want Jesus wag vir ons, vorentoe ook, vir ons 'n beter lewe hier op aarde. So moenie moedeloos word. Weet jy, hoop. En hou vas daar. En hou aan, of vir Jesus te volg. Daardie prentjie wil wys, het voel miskien ons is nou 'n donker tyd, maar hier op aarde wil die Here
Maar die tweede hoop, wat die Here vir my en vir jou gee, is dinge wat ek en julle sal ontvang wanneer ons sterf voor Jesus terugkom. So wanneer ons sterf voor Jesus terugkom, hy omhaal ons. En ons sal daar 'n wonderlike lewe hê saam met hom. En wanneer Jesus Christus terugkom, almal wat geglo het en klaar daar woon, sal saamkom met Jesus Christus. Saam en die oordeel sien, die skeiding sien. En dan sê Jesus, sal hy van die Vader maak 'n nuwe aarde. En ons almal geglo sal saam met God die Vader en die Here Jesus Christus daar die nuwe aarde doen. Daar sal nooit weer probleme wees. Nooit weer sukkel wees. Nooit weer hartseer. En openbare skryf Johannes. Hy sê, daar, alle trane afdroog. Nooit weer hartseer. Die wonderlikste, beste lewe sal God die Vader ons almal gee. Daar. Nou baie mense, Christene dink, die beste en wat het nodig het in 'n mooi lewe, het sal eers daar ontvang. Hier op aarde, dat jy perfect sal wees. Nee, die Here Jesus sê, ja, ons sal sukkel en sware hier, maar hy wil al hier vir ons 'n goeie lewe. 'n stukkie van wat ons voort sal ontvang. Verseker, moedig oorloos word. Hoop. Okay, hou vas. So, die Here wil vir my en vir jou 'n deur oopmaak na 'n beter lewe hier op aarde. Vertrou hom, voordat jou situasie sal verander. Hy sal geen nodig hê. Maar ook, hy oopmaak 'n deur vir ons 'n lewe en 'n nuwe aarde. Wat ons wag vir dit. Dit is 'n wonderlike. Ek wil afsluit. Paulus skryf. Hy sê, ons moet trots wees en bly oor die hoop. Maar ons moet ook trots en bly wees oor swaarkry. Hoekom moet ek trots wees oor swaarkry? Hoekom? Paulus sê, swaarkry, maar dat ons begin luister vir die Here. Swaarkry, maar dat ons begin, kyk maar, hoekom so swaar? Miskien ek is op 'n verkeerde pad. Dis hoekom. Of, ek kry swaar, omdat ek vir
Jesus volg. En die duivel en ander mense maak het vir my moeilik om vir Jesus te volg. En dit is hoekom ek swaar het. En Paulus sê, swaar kry, leer vir ons volharding. Nou volharding beteken, ek hou aan, ek stop nie. Ek hou aan. Hou aan wat? Hou aan glo in Jesus Christus. Hou aan vertrou. Hou aan luister nou. Hou aan volhou. Hou aan om te doen wat hy sê, en ek stop nooit daarin. Dis so, Paulus wil vir ons leer, as ons in 'n situasie kom waar ons swaar het of moeilik het, staan vas en begin volhard aan vertrou, aan die hoop vashou. Hierdie omstandighede gaan verander. Ek wil net aanhou. Die tyd sal kom waar die Here gaan praat. Want Here Jesus wil ons toets of ons geloof 'n ware geloof is. Paulus sê, volharding leer betroubaarheid. Wat beteken betroubaarheid? Betroubaarheid beteken, ek doen wat hy vir my sê. En ek hou aan. As hy sê, ek moet hier, dan is ek hier. As hy sê, jy moet stop, sodat te doen, stop ek. As hy sê, jy moet stop om te drink, hy te drink, om te word, stop dan weer. Hy stop dan weer. As ek aanhou kwaad word, en hy sê, stop ek. Hy word vriendelik. 'n goeie, sagte mens. Ja, nou kan ons sien hoe die Here besig is om vir ons te leer uit swaar. Hy leer ons laat glo, pas gehoorsaam, doen wat hy sê. Ek hou aan, betroubaar. 'n mens wat nou net doen, ons begin jy verkeerd doen, laat ons jy goed doen, los. Jy verkeerd doen, so persoon betroubaar? Nee, so persoon is nie betroubaar. 'n betroubare persoon loop hierdie pad, Jesus se pad, en hy hou aan daardie pad te loop. Aan, stop nie. Paulus sê, wanneer ons betroubaar is, dan ontvang ons hoop. Miskien is dit hoekom so min mense hoop. Pas op, vertrou, voortoe gaan dinge verander. Paulus sê, miskien is dit hoekom mense so min hoop. Omdat hulle nie volhard, omdat hulle
Jesus sê vanoggend vir jou, wees bly. Hy wil vorentoe jou omstandighede verander. Hy sal. As ons doen wat hy wil. Amen. Hemelse Vader, dankie dat U vir ons leer en vertel van hoop. Hoop. Dat ons vorentoe sal ontvang. Omstandighede vorentoe sal verander. Asseblief, help vir ons te volhard, te glo, gehoorsaam te wees, te doen wat U leer. En dat ons betroubare mense sal wees. Daar in die werk of huis en ander mense kuier of dinge doen, dat ons betroubaar sal wees. Dankie, Heer, dat U vir ons omgee en vorentoe beste vir elkeen wil gee. Ons loof U